vraag, is jy 'n buitestander? Nou ek het 'n storie om te vertel, want ek was ook op 'n stadium 'n buitestander. Glo dit of nie, ek is eintlik die grootste introvert waar daar bestaan. Regtig. En ek is skaam. En ek is bang vir mense gewees. Nie meer nie, maar ek was op 'n stadium van my lewe sekerlik die grootste introvert. Ek kon nie vir mense gepraat het nie, ek kon nie eers 'n gesprek gevoer het nie. Ek is geroep vir die bediening, ek kan nog steeds nie voor mense praat nie. Ek is geroep om 'n pastoor te wees, maar ek kan nie voor mense praat nie. Ek bewe so. As ek moet voor mense praat. En ek het myself gecoach en ek het probeer en ek het stadig maar seker reggekom, ek was nog steeds 'n buitestander. Jy weet, ons was by die kerk en ons was by die jeug en dan staan ek daar in die hoek, ek is daai hoekkind. Dan kyk ek hoe gebeur die goeters, maar ek is nie deel nie. En op 'n stadium eendag het ons opleiding van 'n plek van Holland, Nederland, wat kom opleiding gee, en een van die ouens van Engeland van ons kerk is daar, en by die teetyd of wat ook al, vir een of ander rede, hier sit ek met jou en ek stel myself voor, en hy sê vir my, waar is jy? Ek sê nie, ek is in Harties. Hy sê, okay, ek is in Engeland. Ek sê, okay, is jy in die London campus ou? Ja, great, lekker. En ons sit, en ek praat nie met hom nie, ek sit maar net daar. En hy drink koffie, en ek vra vir hom op 'n stadium nou, hoe gaan dit daar in Engeland? Hy sê, nee, goed. Ek sê, ja, ek sal nog wel meer weet, hoe dom soos wat ek is. Ek sê nog wel meer weet hoe dit daar in Engeland gaan. Ek sê vir my, nou, maak op jou mond en vra. En maak op jou mond, en praat. En raak deel van die gesprek. En daar snap iets. Dink ek, ja, dis eintlik so eenvoudig. Ek hoef nie daar in die hoek te staan en te kyk nie. Ek hoef nie 'n buitestander te wees nie. Ek kan deel wees. En daai dag maak ek 'n keuse om te sê, maak nie saak wat gebeur nie. Ek sal deel wees. Ek gaan nie meer eenkant wees nie. Ek gaan nie meer die hoekkind wees nie. Nie meer daai enetjie wees waar aan een kant staan en sien hoe die lewe verby hom gaan nie. En dit het my lewe verander daai dag. En van daar af het ek besluit, ek sal eerder ja sê vir iets en iets doen, as wat ek nee sê vir iets en die lewe verby my laat gaan. Ek sal eerder elke Sondag in die kerk wees en seker maak ek mis nie een of ander iets wat die Here gaan doen nie. Ek sal nie meer 'n buitestander wees nie. So ek vra vandag die vraag, is jy 'n buitestander? En ek gaan hom 'n bietjie dieper vat, want dit gaan nie net oor ek wat nie met mense kan praat nie. Paulus kom in Efesiërs 2 en hy sê vir ons is eintlik almal maar buitestanders gewees ergens in ons lewe. Ons is maar eintlik almal die outcasts. En dan vat hy ons deur 'n proses wat hy vir ons verduidelik, hoekom ons eintlik nie veronderstel is om dit te wees nie, wat het gebeur dat ons dit nie veronderstel is om te wees nie, en wat is ons eintlik veronderstel om te wees, en hoe lyk dit? So ek wil graag vandag daaroor gesels. So in Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 18 lees ons die volgende, en hy praat hierso baie nie Jode, maar onthou, as ons hierdie lees in die Bybel, nie Jode en Jode, lees ons as nie Jode was ons wat Gentiles was, wat hulle van gepraat het, en Jode praat hy hierso van as die wat geroep is volgens God. God het 'n nasie gehad, Israel, en hy het Israel geroep, en hy het 'n belofte oor dit uitgespreek. So hulle praat hierso oor dit, en dan later, dan vat ons die woord Jode weg, en ons sê net Christene. So ongelowiges en Christene. So as hy hier praat van nie Jode, praat hy hier van die ongelowiges, en dan, as hy dan praat van Jode, praat hy van die gelowiges, want later het hulle besef, hoor hierso, ons kan nie almal in die Joodse geloof in probeer trek nie, daar's iets niets, Christus, en ons is eintlik volgelinge van hom, nie meer van die tradisie en die kultuur nie. So kom ons lees en hoor op grond daarvan wat sê. Hy sê, dink daarom aan die tyd, toe julle, wat as nie Jode gebore is, onbesnydenis genoem is deur die wat besnydenis genoem word. So dink daaraan, daar was 'n tyd in jou lewe wat jy genoem is
ongelowige. En die mense in die kerk het gesê, jy is 'n ongelowige. Al is die besnydings net mensewerk aan die liggaam. Dink daaraan dat julle toe sonder Christus was. Imagine, daar was 'n tyd in jou lewe dat jy sonder Christus was. Jy is dalk nou nog steeds sonder Christus en jy weet dit dalk nie. Dink daaraan dat julle toe sonder Christus was, nie burgers van God se volk nie. Hierdie woord gaan nou baie sterk deurkom. Burgers van God se volk, familie van God. Want dit is waaroor ek praat vandag. Uitlanders wat nie deel gehad het aan die beloftes van die verbonde nie. Julle was sonder toekomsverwagting en sonder God in die wêreld. Dink daaraan, beskryf nie hoe jy was voordat jy 'n Christen was nie. Dink 'n bietjie daaraan. Hoe het jy gelewe voordat jy 'n Christen was? Dag vir dag, jy het nie regtig gewaarig oor die dag van môre nie. Daar was niks nie. Jy was maar net eenvoudig daar gewees. Geen toekomsverhouding nie, geen Christus nie, geen liefde, geen vrede van God wat jy beleef het nie. Maar nou het julle wat toe ver weg was, deur julle verhouding met Christus naby gekom. Wow. Kan ons hom asseblief nie? Dankie. Dit is moontlik gemaak deur Christus se dood aan die kruis. So ons was ver weg en nou is ons naby en dit is moontlik gemaak deur Christus se werk aan die kruis. Christus het inderdaad vrede tussen ons gebring. Deur sy liggaam aan die kruis te gee, het hy die twee groepe, ons wat ongered was en die gereddes, twee groepe, een gemaak. Ja, die muur van vyandskap het hy afgebreek. Hy het 'n einde gemaak aan die wet met sy voorskrifte. Hy het vrede gebring deur in homself die twee groepe tot een nuwe mensheid te skep. Ja, deur sy dood aan die kruis het hy die vyandskap beëindig. So het hy albei groepe in een liggaam met God versoen. Ongereddes en gereddes het nou een geword. Want as jy nou gered is jy mos nou een. Een met Christus, een in deel van die liggaam van die kerk. Hy het vrede kon verkondig vir hulle wat ver is en vir hulle wat naby is. Dit is aan hom te danke dat albei van ons deur een gees toegang tot die Vader het. Wow! So Paulus kom en hy sê, julle wat ongelowiges was ver, julle het nie hoop gehad nie, julle was verlore. Ek is eerlik as ons sê, julle was eintlik maar 'n bietjie useless gewees. Maar nou het julle Christus ontdek en deur sy genade, deur dit wat hy aan die kruis vir ons gekom het julle nou een geword, julle het nou een liggaam geword. Nou ek wil hierdie prentjie in julle gedagtes geskep. Imagine nou hierdie en ons het voor die tyd ek en Koos en Wilfred daaroor gepraat. Imagine hierdie twee gesinne of hierdie twee groepe mense. Nee, ons stem nie oor alles saam nie. Ons het nie noodwendig dieselfde agtergrond nie, so ek sien dit in hierdie manier, en jy sien hom in daai manier, of hierdie twee, ons het al die flieks gekyk van hierdie twee maffia gesinne, wat beklei al die jare, en dit is net lelik, en dit is net sleg, en dan gebeur daar iets, dan sal 'n moment, en dan ewe skielik op die einde van die fliek, dan kuier hulle almal saam, gewoonlik is dit een of ander seun en 'n dogter van die twee wat trou, en dan is daar vrede, en dan is hulle een gesin. En dit is hoe dit baie keer in ons lewe gaan. Ons stem nie saam met iemand nie en dan ewe skielik dan leer ons mekaar ken en dan is ons beste vriende. Nou dit is wat Christus kom doen het. Christus het gekom en gesê, julle wat vyande was, hoef nie meer vyande te wees nie, want ek het gesterf aan die kruis om vrede te bring, om vir almal dieselfde belofte te gee, en julle kan nou in vrede saamlewe. Julle kan nou as een groot gesin saamleef. Daar hoef nie so beklei te word onder mekaar nie. Dit is hoe my kat lyk as ek Christof sien. En hulle hoef nie so te lyk nie. Christof weet nie eers daar's 'n kat nie, maar die kat weet daar's 'n Christof. En dit hoef nie so te lyk nie. Daar kan actually vrede in die huisgesin wees. Nou Paulus spreek 3 goeders hierso aan. Hy sê eerstens hoe ons was,
voordat ons Christus aangeneem het. En ek wil die prentjie net vandag by julle skep. Hoe was ons voordat ons Christus aangeneem het? Hoe was ons voordat ons deel was van die gesin van die Here? Want ek wil hierdie prentjie skep, want op die einde wil ek 'n vraag vra, en die vraag wat ek vra, het alles te doen met hierdie prentjie wat ek skep. Ek sê, voordat ons deel was van die geskenk, van die gesin, van God se kerk, was ons geskei van God se belofte. En ek sal nou vertel, wat is die belofte? Maar geskei van die belofte. Ons het nie die liefde van Christus beleef nie. Imagine, voordat jy 'n kind van die Here was, het jy nie na mense gekyk met die liefde van God nie. Ek dink dit is baie moeilik om vir iemand te sê, ek het jou lief met die liefde van God, want heerlikheid, God se liefde is so oneindig. Ek kan jou probeer lief hê, maar ten minste het ons 'n idee hoe die liefde van God voel, want ons beleef dit. Voordat ons kinders van die Here was, het ons nie dit beleef nie. Voordat ons kinders van die Here was, het ons nie vrede in ons lewe gehad nie, want daar was vyandskap tussen my en Christus, omdat ek nie deel is van hom nie, het my alles teen hom gerebelleer. So ek was eintlik 'n baie slegte mens. Die Bybel sê dit ook. Ons is in natuur baie slegte mense. En toe daar 'n oomblik gekom in ons lewe, en toe het ons lewe vir altyd verander. Hy het die ou mens in die gat gegooi, in die graf gegooi, en hy het 'n nuwe mens opgewek. En hy het gesê, nou het jy toegang tot alles wat ek vir jou bestem het. Dis nog steeds jou keuse of jy baie van dit gaan vat, soos wat dit my keuse was om vir die ou te vra, hoorie, hoe lank vat dit om by iemand uit te kom in Londen? Sy antwoord was die hele dag, want hy moet die trein vat, hy moet die bus vat, hy moet die trein vat, en dan doen hy 'n hospitaalbesoek, dan vat hy die trein, die bus, die trein, en dan sy weer terug op kantoor, en dan vat dit om 4 ure om weer by die huis te kom. Maar ek sou dit nie geweet het nie, want ek het nie gevra nie. Christus kom en hy sê, ek het vir jou gesterf van die kruis. Jy was verlore, nou is jy gered, nou het jy toegang tot my volle belofte. En wat is hierdie belofte? Kom ons gaan terug na die heel begin toe in die Bybel, Genesis 12, vers 2 en 3, lees ons wat hierdie belofte is, en dan het ons 'n idee, wat is die belofte wat Paulus hiervan praat, en hier praat God met wie? Vader Abraham, want Vader Abraham het baie kinders gehad. Hy praat hier met Vader Abraham, en hy gee vir hom die belofte, hy gee vir hom die covenant, wat gaan lê, en hier kry ons belofte ook. God sê, ek sal vir jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Dis 'n baie groot blessing. Vir ons wat in Christus is, maak hy vir ons ook. Nie die voorvader noodwendig nie, maar die custodian van 'n groot nasie, want ons is geroep om vir mekaar om te gee. Nee? So is dit nie maar dieselfde nie. Ek sal jou seën, sodat jy gereed sal wees, en verander tot 'n seun sal wees. So hy spreek 'n seën uit oor Abraham, en so spreek hy ook 'n seën uit oor ons, wat kinders van die Here is. Ons sal geseën word, maar dan sê hy ook, sodat ons 'n seën kan wees vir ander. My vraag is, hoe kan ek 'n seën gewees het, soveel jare terug, vir ander, omdat ek die hoekkind was? Omdat ek daar gestaan het, omdat ek 'n totale buitestander was. Ek sal die seën wat jou seën, en die wat jou vervloek, sal ek vervloek. Hier kom God en sê, ek gaan jou beskerm. As die mense in jou kant is, gaan dit obviously goed gaan met hulle, want dan is hulle deel van die gesin. As hulle teen jou staan, ongered, gaan ek jou beskerm, en hulle gaan betaal daarvoor, tot die dag, wat hulle gered word. In jou sal al die mense op die aarde geseën word. Wat 'n groot blessing, wat 'n groot belofte. Deur ons, as God se kinders, deur die kerk, gaan die hele wêreld geseën word. Nou vra ek die vraag, is dit oukei om 'n buitestander te wees, om in te kyk, of moet ek deel wees van die gesin? In Efesiërs 3 vers 6 verwoord Paulus hierdie seën, hierdie belofte net 'n bietjie. Hy sê die geheime plan
is dat die nie-Jode, nasies, almal wat ongered is, deur Christus Jesus saam sal deel in die erfenis van God se volk, dat hulle saam lede van dieselfde liggaam is, en saam deel het aan die beloftes wat op grond van die goeie nuus verkry word. Dit is God se hart. Klein gesê, Paulus het dit nou mooi verwerk en nou verwerk ook is God se hart, klein gesê dat almal gered moet word. God se hart, dat almal moet deel wees van die kerk. Want die kerk is God se liggaam. Punt stop klaar. En deur die kerk, God se liggaam, gaan hulle 'n blessing vir die nasies wees. Ons bid vir herlewing. En ouens, ek sê vir julle nou, herlewing gaan plaasvind deur die kerk, die plaaslike gemeente, nie deur een of ander ou op 'n plaas of een of ander ou wat video's maak nie. Herlewing gaan kom deur God se liggaam. Maar God wil hê ons moet deel wees van daai liggaam sodat die herlewing kan plaasvind. Ons kan nie buitekant staan en verwag dat iets moet gebeur nie. Ons moet die osse wees wat hierdie juk trek en die waan vorentoe trek. Nou die tweede ding wat Paulus hier noem is hoe ons nou is. En ons is nou versoen deur Christus. En ek sê dit eenvoudig, ek gaan nie diep in hierdie ingaan nie, want ons almal verstaan wat dit beteken om gered te wees. Ons as bloedgewaste kinders van God kan nou in ware vrede saamleef. Die vrede wat God vir ons in gedagte het. Hoe is ons nou as kinders van God? Ons is geroep om in vrede saam met mekaar te lewe. Ons is geroep om in eenheid saam met mekaar te lewe. Die Bybel sê, hoe pragtig is dit nie as broers in eenheid saam staan nie, dan vertel hulle olie wat van 'n baard afdruk. Dis buite my konteks en dis nie my mooi nie, maar daai tyd was dit. Maar hoe pragtig is dit nie as broers in eenheid saam staan nie, want as broers in eenheid saam staan, gebeur daar dinge. Ons as bloedgewaste kinders van God is geroep tot daardie vrede, daardie liefde, daardie eenheid. Maar die oomblik wanneer die kerk kan saam staan en ons as die gesin van Christus kan saam staan en in dieselfde rigting beweeg, dan gebeur daar wonderwerke. En dan sluit Paulus hierdie stuk af en hy sê, omdat ons nou nie meer buitestanders is nie, omdat ons nou kinders is van die Here, bring ons net weer terug na ons nuwe identiteit toe. Efesiërs praat baie oor nuwe identiteit en oor identiteit, so ek gaan baie daaroor gesels, totdat ons dit kan verstaan, want as ons dit verstaan, gaan ons lewe verander. Hy sê, ons het nou 'n nuwe identiteit. Die eerste hoofstuk sê, ons sit saam met Christus in hemelse plekke, ons wat gered is, en hier sê hy, ons is burgers van God se koninkryk. En wat beteken dit om 'n burger te wees van God se koninkryk? En hy verduidelik dit vir ons in die laaste stuk van die tweede hoofstuk, van vers 19 tot 22. Hy sê, julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. So die eerste ding wat hy hier sê vir ons wat deel is van God se koninkryk, ons is nie meer buitestanders nie, ons is nie meer uitlanders nie, ons is nie vreemde mense nie, maar ons is medeburgers, ons is 'n gesin, ons is 'n familie wat aan God behoort. Ons is 'n familie, maar ons behoort aan die koning van die konings. Dit beteken ons moet anders te wees, nê? Ja, hulle is lede van God se huisgesin wat gebou is op die fundament wat die apostels en die profete gelê het. Christus Jesus is self die hoekklip op wie die hele kerk gebou is, op wie die gebou gebou is, op wie die kerk gebou is, terwyl dit kunstig in mekaar ingepas word. Verrys tot 'n tempel wat aan die Here toegewy is. Deur julle verhouding met hom word ook julle saam opgebou tot 'n gebou waarin God deur sy gees woon. Hoe lyk dit om burgers te wees van hierdie koninkryk? Ons is deel van die gesin van God wat op die hoeksteen van Jesus Christus gebou is. Die hoeksteen dra die hele gewig. Julle wat bou, weet ons hoe werk dit. So 'n snaakse dingetjie dan een klein klippie, dan keer dit dat die hele huis in mekaar val. So Christus is daai hoeksteen wat keer dat die hele huis in mekaar sit. Hy gee vir ons liefde, hy gee vir ons vrede, hy gee vir ons hierdie dwang
of hierdie urgency om saam te wees in eenheid. En ek wil afsluit met hierdie vraag. En wat is daai groot woord wat hulle sê, gaan papuins daaroor. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Hoekom kies ons steeds, as ons klaar daar was, en nou veronderstel is om hier te wees, hoekom kies ons steeds om as buitestanders te lewe? Ek gaan nou 'n paar voorbeelde doen. En hierdie voorbeelde is nie om op enigiemand se tone te trap nie, maar dit bring net hierdie vraag in realiteit. Baie keer is daar ouens wat claim, hulle is hierdie groot vaders van geloof, hierdie groot geeste, wat God aanbid en dien, en hulle is daar en die res van ons is hier, want hulle gebruik God se naam op hierdie manier, en hulle kom op 'n Vrydag aand by mekaar, of wat ook al die geval, maar dan ry hy verby jou in die dorp, en jy waai vir hom, en hy gebeur al ewe skielik daar iets in die regterkant, amper skuins agter hom, wat hy die kar rol. Ons is een gesin, ons staan in eenheid, maar ek kan nie my broer groet nie. Is dit nie dan maar net 'n buitestander nie? Wat maak my dan anderste as ek verby jou ry en ek is te trots om net te groet? Wat maak my anderste as die ongelowige? Want dan tree ek op soos een. Is ek nie dan 'n buitestander nie? God het ons geroep tot diensbaarheid. As jy Romeine gaan lees, dit is een van die gawes van God. Kry God se gawes, ons kry gawes van Jesus en ons kry gawes van die Gees. Die Pinksterkerk wat ons verteenwoordig, het hulle kop verloor met die gawes van die Gees en hulle wil net allerlei snaakse goed sien, maar ons mis die gawes wat God vir ons gee, diensbaarheid. Ons is 'n gesin, ons is veronderstel om mekaar te dien. Maar dan kry ek op 'n Dinsdag 'n WhatsApp en sê, Philip, jy was nie daar Sondag nie, toe ek daar by daai kerk ingestap het, was die ligte af. Wie moes die ligte aangesit het? Sê ek, as jy in jou huis instap en die ligte is af, wie sit dit aan? Nee, ek doen. Great, die kerk is jou huis, want jy is deel van hierdie familie. Hierdie is jou plek, hierdie is jou spasie. As ons hier by mekaar kom, ons is 'n huisgesin, ons is 'n familie. Ons moet mekaar so hanteer. Bloed is dikker as water, nê? Ons is 'n familie, die bloed is dik hierso. Die bloed moet nie baie dik wees daar buitekant nie, ons moet die wêreld intrek met liefde, met ondersteuning, ek sal die lig aansit wat dit in my huis is. As ek na my ouers toe gaan in Bethlehem, eerste ding wat ek doen as ek by die huis kom, wat gaan doen ek? Maak ek yskas oop om te kyk wat is daar om te eet. Alright, ek is nie 'n buitestander, want ek het nou net 700 kilos gery. Have a bit of mercy hierso. Alright, ek is nie 'n buitestander in my huis nie, al bly ek nie daar nie. Ek is al vir die laaste, ek weet nie eers nie, amper 20 jaar, is ek al uit, ja miskien, ek weet nie, is ek al uit Bethlehem uit die huis uit, wat ek op my eie is, wat ek nie daar is nie, maar as ek daar instap, is dit nog steeds my huis. As my ouers vir my vra om iets vir hulle te doen, dan doen ek dit, maar dit is my familie. God het ons geroep tot diensbaarheid. God het ons geroep tot eenheid. En ek wil graag, as julle my sal toelaat, net gister se pannekoek as 'n geleentheid gebruik, om 'n voorbeeld te stel, en dit is weer eens nie om op enigiemand se vingers te trap nie. Ons het die geleentheid, en ek wil hê julle moet dit verstaan, waaroor dit gaan nie oor pannekoeke flip en geld maak nie. Ons het die geleentheid gekry, deur skole, deur mense, wat iets in ons gemeente raak sien en sê, maar ons wil hê julle moet daar wees. En een van die maniere hoe ons julle die geleentheid kan gee om daar te wees, is om pannekoek te verkoop. Maar dit gaan meer as dit. Hulle wil hê die gemeente moet by die skool betrokke wees. En ons is by die skool betrokke, by die koshuise, ek is gereeld by die skool met openinge, maar hulle wil hê die mense van die gemeente moet daar wees, want hulle voel die impak wat ons maak in die skool. Nou sê hulle kom verkoop pannekoeke. What a blessing is dit nie, om pannekoeke te kan verkoop, wat vir ons baie geld elke jaar inbring nie.
Ons pannekoeke het ons laas jaar amper R50.000 ingebring. Wat ons nie sou gehad het nie, wat kan maak dat ons iets doen. Ons as familie van Christus is geroep om as daar 'n geleentheid soos daai is, om te sê, maar ons gaan as 'n gemeente, as 'n gesin, saamspan en hierdie maak werk. Ek vra en ek vra en ek vra en ek kry amper geen respons nie. Is dit hoe families moet wees? Is dit hoe die kerk moet wees? Ons is 'n klomp buitestanders wat in die gebou in kyk, kritiek lewer oor dit wat hier gebeur en uitgaan en jou eie huis sleg sê. Eerder as om te sê, ek is in hierdie ding en ek is deel van hierdie missie. Hoekom kies ons om daar te wees buitestanders terwyl Christus ons geroep het vir soveel meer? Besef julle, as ons vandag, as gemeente, as net ons wat vandag hier is, hier's baie mense nie, want hierdie ene jag, daai ene is op pad plaas toe, daai ene se heup is vervang, hierdie ene het bronchitis, 'n klomp van hulle is net lui, maar as almal van ons saam staan en in dieselfde rigting beweeg, kan herlewing actually gebeur deur hierdie gemeente. Want dan kan die dorp terugstaan en sê, maar hoe pragtig is dit nie dat daai gemeente in eenheid saam staan nie. Waar daai eenheid is, waar daar liefde is, waar daar vriendelikheid is waar wonderwerke gebeur. Ek het al hoeveel mense gehoor, besoekers, nie mense wat hier bly nie, besoekers, wat kom besoek, en sê hulle na die tyd vir my, Philip, eten het uitgestaan van julle gemeente. Julle het ons so ontvang, en ons voel gemaklik. Voel asof ons by die huis is. En dit is wat ons graag wil hê. Wees by die huis, maar jy moet hier wees, om by die huis te wees. Moenie 'n buitestander wees nie. Moenie buitekant staan soos die ongelowige is, en sê, is hopeloos nie. Daar's geen hoop nie. Ek praat gister met iemand by die sport, en hy sê vir my, beleef ek ook hierdie jaar is hierdie moeilike jaar. Ek sê, nee, ek weet nie, hierdie jaar is vir my 'n blessing tot dusver. Ja, maar besig, ek sê, ja, ek is ook besig. Ek kies net waarvoor om ja te sê en waarvoor om nee te sê. Ek kies net waarop ek gaan fokus en waarop ek nie kan fokus nie. Maar Christus is my koning en hy gee vir my krag, hy gee vir my leiding, hy gee vir my... hy het nog nie so daarna gedink nie. Ek as 'n koninkryksburger wat hierdie kant staan, moenie wanneer iemand wat in daai kant staan vir my sê dit gaan moeilik, sê, ja, dit gaan baie moeilik nie. Ek moet vir hom sê, God is goed. God seën my. God is met my. Ek is deel van 'n familie wat daar sal wees om my te ondersteun. My vraag is, hoekom kies jy nog steeds om 'n buitestander te lewe? En dit is my laaste voorbeeld. Jy kies om hier te wees. Jou lewe val uit mekaar uit. Maar jy kies om hier te staan en jy kyk in. Maar jy stap nie oor en te sê, hoor hierso familie, gesin. Hier's baie wysheid hier wat net hierso sit vandag. Hier's baie ondersteuning hierso, hier's baie liefde hierso. Hier's baie vrede hierso. Maak nie saak wat in jou lewe aan die gang is nie. Ek is seker een van ons wat hierso sit, sal jou kan help. Hertjie sit daar. Hy het iets. Hy het 'n gawe van die Here ontvang. Hy kan jou help met iets. Hy kan jou dalk nie help met alles nie, soos wat ek jou nie kan help met alles nie. Maar hy kan jou help. Wilfred sit daar. Hy kan vir jou wysheid gee. En jy nie help met alles nie, maar hy kan jou help met iets. Maar saam hier in hierdie gesin kan ons jou definitief help. Die mense se lewens val uit mekaar uit. Maar hulle staan as buitestanders en hulle sê, wel, dit is nou maar wat dit is. Kom ons ondersteun mense. Kom ons trek mense in. Kom ons sê net vir mense, hierdie is die plek om te wees. Ons het gebid vir huwelike. Huwelike val uit mekaar uit, maar die mense sit nie hier op 'n Sondag en hoor hierdie woord wat jou vry maak nie. Hier's iemand wat vir jou kan bid, hier's iemand wat vir jou drinkie kan gee. Hier's 'n koppel wat vir jou kan sê, hoorie, maak nie saak wat in jou huwelik aangaan nie, daar's reconciliation. Ons bid vir kinders. Ons moet kinders intrek. Ons het 'n goeie kinderkerk wat die kinders goeie goed leer. Kom ons trek mense in.
Kom ons kry mense van buitestanders as deel van die gesin van die Here. Dit is God se hart. Dit is wat hy